Goeienaand aan elkeen van julle. Ek hoop julle het 'n geseënde dag gehad en 'n geseënde Sabbat. Dit is my voorreg om net weer eens die Sabbat sluitend te kan doen. Kom ons sluit net gou die oë voordat ons begin. Goeienaand, ons magtige Hemelse Vader, liewe Heer, dankie vir die liefde en die genade. Dankie, liewe Heer, dat U so goed is vir ons om hierdie Sabbatdag te kon geniet het. Dit is 'n voorreg, liewe Heer, om nog 'n Sabbat te kan hê, liewe Jesus, en dankie, liewe Here, vir U liefde en die genade dat U ons veilig gehou het hierdie week. Liewe Here, waar ons nou 'n bietjie uit U woord gaan lees, dat die Heilige Gees met ons sal praat en laat U wil geskied vir ons in die aand. Ek vra dit alles in U naam alleen. Amen. So my tema vir die dag is: waar lê jou hart? En kom ek begin dan met die vers van die dag. Die gedeelte wat ek wil lees, kies. Dit kom uit Matteus 6 vers 19 tot 23. Moenie vir julle hier op aarde skatte bymekaar maak wat roes en mot dit wegvreet en diewe inbreek en roof nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar waar geen mot en roes dit sal kan bykom nie. En waar diewe nooit sal inbreek en roof nie. Onthou waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Jou oog is 'n lamp vir jou liggaam. 'n Suiwer oog laat die lig instroom sodat jou binneste geheel en al lig word. Maar as jou oog vuil en sleg is, versper dit die lig en jou binneste bly geheel en al donker. As die lig wat jy gedink het jy het in werklikheid donkerte is, hoe pikswart is jou donker dan nie? Ek dink ons baie van ons kan struikel met hierdie. Dit is altyd geneig om na ons hulpbronne op aarde te gaan, of ons eie magte of ons eie kragte. Ek is baie geneig daarmee, maar om te sien hoe vinnig die wêreld agteruit gaan en hoe vinnig die gevalle agter mekaar aankom. Dit is skrikwekkend om te sien hoe buite beheer mens kan wees in die situasies van vandag se tyd. Ek het hierdie week ook te besef hoe vinnig mense eie lewe agteruit kan gaan in 'n oogwink se tyd. Maar ek het ook hierdie week 'n lied geluister wat die eerste keer wat ek het gehoor het, en die lied se naam is in Engels, wat sê The City Coming Down. So hy gaan as volg, wat sê: I'm not looking for the city going up, I'm looking for the city coming down. I don't put my trust in the one who is building the city going up, because it'll crumble and fall to the ground. But I will place my trust in the Lord that builds the city that's everlasting and ever living. En dit is my sieninge vir die toekoms, dat mense nie op jou eie bekommernisse vandag moet vaskyk nie en vasdwaal nie. Want hoe geneig is mens nie om na die nuus te kyk elke dag en te sien wat aangaan in die wêreld met die oorloë en die natuurrampe en wat ook al nog plaasvind, die armoede rondom die wêreld en die een nasie wat in die ander een draai. En mense raak mismoedig as gevolg van dit. Maar weet jy wat dit sê, om nie jou skatte op aarde te maak, maar om gebly gefokus te wees op die stad wat nog afkom. Ons moet nie gefokus wees op die stede wat hulle besig om groot te maak nie, of die lande wat vooruit gaan en net skatte jag en rykdom jag, soos wat mense ook maar doen in hulle eie lewens. Ons skatte moet slegs wees in die Here alleen en vir die tyd wat kom. Maar dit is ook vir ons belangrik om te sê dat ons oë beskerm moet word, dat ons oë gefokus moet word op die goeie en die rein goed van hierdie wêreld en die goeie dinge wat die Here vir ons doen en nog gaan doen. Dat ons nie gefokus sal wees op die dinge van die wêreld wat vandag nog gaan kom en die dinge vir die toekoms wat die duiwel op ons pad gaan sit nie. Dit is belangrik om altyd die Here as ons fokuspunt te hou, dat ons die lig binne ons sal kan hê, dat ons nie die donkerte sal inneem nie, en dat ons nie verwar sal wees tussen lig en donker nie. Dat ons altyd sal kan weet wat die Here se wil is vir ons, en met dit, dat ons kan bly uitsien vir die toekoms. Al gaan dit swart dae wees, al gaan dit moeilik wees, daar is ons ietsie soveel meer om vir uit te sien. So daar die lied sê, ons moet ons vertroue plaas op die Here, op wat die stad gaan rig, wat vir ewig gaan staan. Alles hier is net tydelik en ons is geneig om dit te vergeet. Hierdie is amper sê soos 0.1% van wat die ewig lewe gaan wees. Nie eers nie.
En dit maak mens bly, dit maak mens vreugdevol om te weet dat die Here het soveel groter dinge beplan vir ons en soveel groter goeie dinge wat hy vir ons wil hê, in plaas van net die bietjie wat ons op hierdie aarde kan hê. So ja, dit is moeilik om altyd terug te gaan na die Here toe as dit goed gaan met mense lewe, maar die Here sal mens tog bietjie afbring aarde toe weer net om mens nederig te maak, maar mens moet dankbaar wees vir daai moeilike tye ook. So ja, ek hoop julle het daarom 'n geseënde dag sover gehad en ons is dankbaar om 'n Sabbat te kan hê, ons is dankbaar om 'n Sabbat te kan vier. Dit is 'n guldige geleentheid vir familietyd en tyd saam met die Here wat nie baie mense het nie. En ons is dankbaar daarvoor. Kom ons sluit die oë. Goeienaand ons magtige Hemelse Vader, liewe Here, dankie vir die liefde en die genade. Liewe Here, net weer eens dankie vir alles wat U vir ons gedoen het. Dankie liewe Here dat U saam met ons was. Hierdie week nie weer eens, liewe Jesus, waar daar groot en klein dinge is wat ons nie altyd raak sien nie, wat U bewaar in handhaal was, liewe Here. Dankie vir die Sabbat wat ons kan hê, liewe Here, waar ons dit nou afsluit, liewe Here. Sal hy met ons wees hierdie aand, liewe Here, met families en vriende wat uitmekaar is, vir die week wat kom, liewe Here, asseblief dat die duiwel nie so lustig sal wees en lastig sal wees in, liewe Here, dat ons sal kan weerstaan met die Heilige Gees op, liewe Here. En dankie, liewe Here, dat ons kan uitsien vir die goeie dinge wat U beplan het vir ons, liewe Here, dat ons fokuspunt op U sal kan hou, om te weet die al die dinge wat aangaan rondom die wêreld, die duiwelse planne is wat in die werking is, liewe Here, maar U planne gaan tog op die einde deurkom. En ons is dankbaar daarvoor, liewe Here. Ek vra dit alles in U almagtige naam alleen. Amen.